Pas hy, kom ons sluit net die oë. Here, baie dankie vir nog 'n dag tot ons lewens. Here, dankie dat U elkeen van ons geseën het. Here, my gebed is, Heilige Gees, laat U met elkeen van ons sal wees nou. Here, laat die van ons wat ingestap het met worries, die van ons wat ingestap het met 'n glimlag. Here, laat U met elkeen van ons sal wees. Laat vanoggend se boodskap met elkeen van ons sal praat. Waar ons 'n nuwe jaar nader, Here, dat ons nie bang hoef te wees nie. Dat ons sal weet dat U altyd daar is vir ons. Seën vanoggend se diens. Seën my lippe. Ek vra dit en ek dankie in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Wel, baie welkom weer eens by vandag se diens. En kan julle glo dat die tyd aanstap? Ons sit al klaar weer 3 dae na Kersfees. En hier waar vanoggend staan is daar nog 3 dae oor en dan is ons in 'n nuwe jaar. Op die einde van die laaste dag van hierdie jaar. En dankie Rikus vir 'n awesome boodskap laasweek. Die boodskap het gegaan oor vrede op aarde. En nou vanoggend wil ek graag deel oor die onderwerp moenie bang wees nie. God is in beheer. Jy sien in die tye waarin ons vandag leef, is daar dreigemente op ons gesondheid. En ek het Vrydag het ek hierdie boodskap voorberei. En vanoggend, en niks leliks bedoel daarby nie, vanoggend toe ons buite staan en gesels, toe kom Rikus na my toe. Toe sê my pastor asseblief, ek het heavy migraine. Kan ek net die worship lei en as ons klaar is, sal jy my verskoon. En ek het nie geweet dat vanoggend wanneer ek gaan praat, dat ek sê dat daar aanvalle, dat daar dreigemente op ons gesondheid gaan wees, dat Rikus vanoggend aangeval word deur 'n migraine nie. Jy sien, daar is dreigemente teen ons families. Kan ek dit weer sê, daar is dreigemente teen ons families. Ons beroepe. Jy sien, wanneer ek en jy 'n pad saam met die Here begin stap, certain things start falling into place. And certain people want us away. Because we don't want to do the wrong anymore. En dan het ek ook hier geskryf, daar is dreigemente en aanvalle op wie ons is as Afrikaners. Kan ek dit weer sê? Keith, and I think you're gonna agree with me. Ons is Southie Afrikaners. Ek is gebore in Suid-Afrika. South Africa is my country. South Africa is my land. Ek mag miskien Engels praat, maar ek is Afrikaner. Amen? Jy sien, en daar's aanvalle op ons ook, teenoor wie ons is. Vrees en angs het ons konstante metgeselle geword. Hallo? Jy sien, vrees en angs het ons metgeselle geword. Kom ons wees eerlik, ouers wie jong kinders het wat op die pad is. Kies, Nikki, as Jason ry die tyd van die jaar. Boeta, jy moet net mooi ry asseblief, wees versigtig. Jy moet mooi kyk, die paaie is besig. Stel, was Michelle en Hendra julle hier by julle gewees? Julle eerste ding toe hulle ry? Julle moet asseblief veilig wees, julle moet onthou die paaie is besig. Jy sien, en hierdie leefwyse is besig om ons in 'n afwaartse emosionele gevoel van hulpeloosheid en wanhoop te laat. Jy sien, die toekoms lyk donker en ek en jy weet nie waarheen nie. Jy sien, vir baie mense is dit die waarheid. Ons het 3 dae oor, dan staan ons op oujaar. The 31st of December, we're going over to a new year, 2026. Wat hou 2026 vir my en jou in? Sien ons uit na 2026?
Amen. En ek het hier geskryf ook, waar kan ons kyk vir hulp in tye soos hierdie? En ek het geskryf ook, Tannie, en dis die waarheid, God is dan in beheer van die wêreld. En in Psalm 46 vers 2 tot 4 in die NLV, sê die psalmdigter vir ons die volgende: God is ons toevlug en ons krag. In nood is hy gereed om te help. Daarom sal ons nie bang wees nie. Al bewe die aarde, al verskuif die berge diep in die see, al bruis en skei waters, al skud die berge as die water styg, Sela. Jy sien, ons sal nie bang wees nie. En ek dink dis Joe van die kerk wat daar die liedjie sing, ek sal nie bang wees nie. Is dit, het ek die regte kind? Joe Niemand, ekskuus, Joe Niemand. Joe Niemand, jy sien, ja, ek weet nie waar ek kom van die kerk vandaan nie, Tannie, ekskuus. Joe Niemand, ek sal nie bang wees nie. En jy weet, dit is makliker om dit te sê, as wat ek en jy dit glo. It's easier saying words than believing those words. En God is die enigste na wie ons moet draai, wanneer dinge begin taf raak. God is dan die skepper van die hemele en die aarde. Dis alwaartoe ons kan draai. Jesaja 46 vers 9 tot 10 in die NLV sê vir ons die volgende: Dink aan wat lank gelede gebeur het. Ek is God. Daar is geen ander nie. Ek is God. Niemand is soos ek nie. Ek maak bekend wat gaan gebeur nog voordat dit gebeur. Wat ek besluit, voer ek uit. Wat ek wil, doen ek. Jy sien, ek en jy kan nie kom en ons kan God se arm draai en sê, "No Lord, please, I don't want this to happen. I rather want you to do it this way." Dis nie wie God is nie. En hy geskryf ook, God gee vir my en jou om. Ek moet aan my sis al, is dit al wat jy vandag hoor, God gee vir my en jou om. Psalm 103 vers 11 in die boodskap Bybel sê die woord vir ons. So ver as wat die verste punt in die heelal van ons af is. So groot en nog groter is die Here se liefde vir elkeen wat hom dien. In Engels sê die woord, as far as the east is from the west. There is no end. Om na God te draai wanneer die tekkie die teer tref, is nie net 'n sentimentele kyk in God se rigting nie, maar dit is 'n fokus op wie God regtig is. En ek en jy het die vertroue dat God ons sal help. My boet aan my sis, as jy nie daardie vertroue het nie, ja, dan nie, hy sal. Hy is die enigste een wat kan help, ek stem saam. But you know what, sometimes we turn to people, sometimes, you know what, sometimes we turn to money and think that money will change the things. En niks leliks nie. Ek het dit in hierdie week, het ek 'n paar videoklips gekyk, daar so 'n jong man, wat omgaan en dan interview hy hierdie biljonêers. Ek weet nie of julle daai YouTube klips gesien het nie. Die eerste ding is, dan wil die mense hom weghou, dan sê hy, "Sir, I'm just making a video clip for the young generation of this country. How did you become successful? What is the most money that you have made on one day?" En hy het mense geïnterview en party van die mense het gesê tussen 10 and 15 million dollars per day. That is what one person, 2 people, 3 people have said. Between 10 and 15 million dollars per day I've made. En sy volgende vraag is onmiddellik, en dit is wat vir my uitgestaan het. "Sir, do you believe in God?" En onmiddellik sê hy die persoon, "Yes, because without God that would not have been possible." En jy sien, met al die geld in die wêreld, het daai mense besef dat sonder God hulle absoluut niks is nie. Jy sien, net soos koning Dawid deur baie dinge gegaan het, was hy elke keer vasbeslote dat God saam met hom sal wees.
Bekende Psalm, en hy's nie daar nie, Psalm 23. Al gaan ek deur die, even though I'll go through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For thy is with me. God is with me. Ek moet aan my sis al voel het vir jou elke dag, dat God nie daar is nie, is God elke dag saam met my en jou. En ek wil vinnig 3 punte met julle deel vandag. Die eerste een, ontvangs van God se vrede. Jesus het aan sy vreesbevange en angstige disippels die volgende woorde gesê, wat ons vind in Johannes 14 vers 27 en het lees dit uit die 53 vertaling. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Jy sien, God gee my en jou vrede. God gee ons die vrede, sy woord sê dit vir ons. En met hierdie waarheid kom Petrus in die skadu van Nero se vervolging vir die gelowiges in 1 Petrus 5 vers 7 die volgende sê. En ek lees dit in die NLV. Gee al julle bekommernisse aan God oor, want hy gee vir julle om. Sien julle daardie tweede woord? Daardie tweede woord sê, al julle bekommernisse. Nie net 'n bietjie nie, al julle bekommernisse. Julle sien, om God te vertrou in die storm beteken nie dat ons nie aangeraak sal word deur daardie storm nie. Wat dit beteken is dat God saam met my en jou in daardie storm is. En dat ek en jy daardeur sal kom, saam met God. Julle sien, wat gaan gebeur as ons grootste vrese waar gaan word? Wanneer ons siek gaan word? Wanneer ons miskien ons werk mag verloor? Selfs as ons tot sterwe toe kom? Wat dan? Julle sien, dit mag miskien nie maklik wees nie. Ja, het ek al siek? Ja, ek het al siek geword. Ernstig siek? No, I don't think so. I don't think so. I thought, verstaan jy, ek het nie kanker nie. Die Heer, man, awesome, praise God. Maar daar's mense wat met kanker leef. Het ek my werk verloor? Nee, ek het nog nie my werk verloor nie. Jy sien, ek kom uit 'n era uit wat my pa het my geleer het, jy begin by een job en jy vat hom deur, you stick to it. Al wou ek 2 jaar terug my job verander het, toe wou die plek my nie gehad het nie, want ek was te oud gewees. But thank God for that as well. Maar jy sien, ek het nie my werk verloor nie. Daar mag miskien van julle wees vandag wat hier sit, wat 'n ernstige siekte toestand het. Daar mag miskien van julle wees wat vandag hier is, wat julle werk al verloor het. Well, we have definitely not passed away because we are still here. Maar as ek sou doodgaan, weet ek waartoe ek op pad is. En ek glo dat elkeen van julle wat vandag hier sit, presies dieselfde weet. Even if we go through those dark stages, God will always be with us. He will never leave us alone. Romeine 8:28 en die 53 sê die woord vir ons. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk. Vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Jy sien 'n bekende skrif. Almal wat God liefhet. Wanneer ek en jy deur swaar kry of lyding gaan, is daar 2 keuses. Ek en jy het 2 keuses wat ons kan uitoefen. Gaan ons na God toe draai? Of gaan ek en jy wegdraai van God af? En kan ek vanoggend vir julle sê, en vir julle vra, my gebed vir elkeen van julle, as julle deur moeilike omstandighede gaan, moenie wegdraai van God af nie. Moenie wegdraai van God af nie. Julle weet baie keer sien ek dit as ons deur moeilike omstandighede gaan. Kom ons vat die gedeelte in die woord waar Jesus saam met sy disippels op die see gevaar het. En Jesus aan die slaap geraak het en hy het gelê en slaap. En die see het so onstuimig geword dat die disippels Jesus moes wakker maak.
Onthou julle daardie gedeelte? Jesus het deur daardie onstuimige see het hy geslaap. Hy was rustig. Maar die disciples het begin worry. En hulle het Jesus wakker gemaak en Jesus calmed the storm. My broer, my suster, God weet presies waardeur ek en jy elke dag gaan. God knows. God might not calm your storm, but God is with you in your storm. Die tweede punt, om die toekoms binne te gaan met geloof. En ek wil graag hê dat al is dit die enigste wat ons vandag uitneem van die woord, dat dit die volgende sal wees. Ons kan die toekoms in geloof of vrees nader. Hoor mooi. Ons kan die toekoms in geloof of vrees nader. Deur in geloof te stap beteken dat ons oë gefokus sal hou op God. "2026 is a new year, we don't know what's going to happen." Dorien, julle wat in 'n nuwe skool ingaan, 'n nuwe gebou ingaan, 'n nuwe tydperk ingaan. As ek jou sou vra, is daar bekommernis? Is there worries? Definitely. Jy sien, sy dink nie eers daaraan nie. Sally, julle, 'n nuwe jaar, nuwe kinders, is daar worries? Ja. En dan praat ek nie eers van ons ander by ons werke nie. Jy weet, ek lê baie keer, dan lê ek lê nie wakker nie. Maar baie keer lê ek op die bed, dan dink ek, man, what is 2026 gonna hold in for us? Maar my oë is gefokus op God, want ek weet, God always wants the best for us. And we're gonna make it. En ek het ook hier gesê, as ons oë gefokus sal hou op God en sy beloftes, en nie op ons probleme nie, we are going to make it. We are going to make it. En dan kan ons hierdie doen, omdat God vir ons 2 Timoteus 1 vers 7 in die 53 vertaling gegee het, wat sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Kan ek dit weer sê? God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. That's what God has given each and every one of us. Ek en jy hoef nie bang te wees nie. God se woord sê dit vir ons. God gee vir my en jou die krag en die liefde om deur daardie situasies te werk. Met ander woorde, ek en jy kan vrees deurstaan en God vertrou, wie elke een van ons liefhet. Hierdie beteken nie dat ek en jy ons kop in die grond moet druk soos 'n volstruis en sê, I can't see anything that's going around me. Kan ek sê, life still happens. Life still happens. Herman, aan die einde van die maand moet ek nog steeds my rekeninge betaal. Ek moet nog steeds elke dag eet. Amen. Life happens. Jy sien wat dit beteken is dat ek en jy na die probleme, na die vrees kan kyk, wetende dat God daar is vir my en jou. We don't have to face it alone. We don't. Om in geloof te leef is nie 'n solitary venture nie. En ek het hier geskryf, ons het ander nodig. En nommer 1 wat ek hier geskryf het, en dit is Brett wat dit gesê het, en julle kan dit vat soos wat julle wil. I need my church. I need my congregation. Ek het elkeen van julle nodig in my lewe. Ek het elkeen van julle nodig. En kan ek dit sê? Dis nie hier geskryf nie. Daar's groot mense in die kerk wat besig is om skade te kry because of wrong decisions that they are making. En ek kyk elkeen van julle in die oë. Elkeen van julle kyk julle in die oë. Jy weet, dit is so maklik om 'n verkeerde besluit te maak.
Dit is so maklik. En voordat ek 'n keuse uitoefen of uitvoer, ja, dan dink ek aan God, number 1. Number 2, I think of my wife and I think of my family, maar kan ek vir julle sê, ek dink aan elkeen van julle. Ek dink aan elkeen van julle. Want wat sal julle woorde wees as julle in die koerante lees of ergens te lees en sê, oh, Brett England was just arrested for fraud. Wat gaan julle dink? Kom ons wees eerlik. En ek het nou 'n ding gevat daar so wat sê, ja, fraud, jy weet, dis Brett het nie die kerkboeke, Brett het nie die kerk se geld reg gewerk met dit nie. Wat gaan julle dink? Dis ons geld wat ons vir die kerk gegee het, wat Brett misbruik het. Hy het elke Sondag voor die kerk on the pulpit, he was talking to us, what is right and what is wrong. Is dit nie? Jy sien, voordat ek iets aanvang, dan dink ek altyd aan julle. Because you are part of my family. Ek mag julle miskien teleurstel. I might. Maar God sal julle nooit teleurstel nie. Jy sien, ek het my kerkgemeente nodig. Ek het ware vriende en familie nodig. En ek het geskryf ware vriende en familie, want jy kan familie kry wat nie, that is not true. Kom ons is mos eerlik met mekaar. En ons gaan vriende ook kry wat mos nie eerlik is met ons nie. En dan sê die woord vir ons in Jakobus 4 vers 8 in die NLV, kom nader aan God en hy sal nader aan julle kom. Was julle hande van die sonde wat daaraan kleef, julle sondaars. Maak julle harte skoon, julle twee gesigte, wat nie kan besluit aan wie julle getrou wil wees nie. Jy sien, dis die woord het daarom maar mooi, Zelly, waar is die onderwyser? Zelly, Doreen, Rikus is nou weg hierso, maar vir ons, dis dan maar mooi woorde, daai twee gesigte, he? Wat kom uit God se woord uit. Dis touching, dis tonetrap. Sien, om te bid en tyd in God se woord te spandeer is twee van die belangrikste hulpbronne wat God aan elkeen van ons gegee het. Because the word is always the truth. Die woord sal nooit lieg teenoor my en jou nie, nooit. En die woord en gebed sal my en jou deur die storms van die lewe dra. Die derde punt, hou jou oë gefokus op God. Wanneer ons oë gefokus hou op God, sal God ons help om te sien waar ons God se mense kan help. You see, it's not only about myself, it's about God's people. We need to look after each other. God se woord sê dan vir my en jou in Galasiërs 6 vers 9, dat ons nie moet moeg word om goed te doen nie. En ek het nie hy skrif opgesit nie. Ek en jy moenie moeg word van goed doen nie. Wat is dit? Spyker, jy wat vanoggend die yskas gecheck het, wat warm maak soos 'n microwave, wat nie koud maak nie. That is helping. Daai wat ek gedoen het, ou Kersdag, toe ek my skoonma se kar gewas het. Ek wil nie te hard praat nie, want dan gaan sy dit verwag elke week. Tannie Bertha het help jy kyk daai kant toe nie. I was forced into it. Ek wou Yvonne gelukkig hou het, want sy het my gevra om dit te doen. Yvonne is gelukkig, Sally, jy moet bietjie daar vir bebop vra. But you know what, it's doing good. It's opening a door for somebody getting into the car, getting out of the car.
Dis klein dingetjies, my boetie en my sissel. En ek het geskryf ook, daar is verskeie maniere hoe ons kan help. Dit mag miskien emosionele hulp wees. There where somebody's going through a difficult, deur 'n moeilike omstandighede te gaan, dat jy net 'n skouer sal wees vir iemand. Dit mag miskien met finansies wees. En dit mag met geestelike hulp wees. En ek en jy moet ons oë gefokus hou op God en ons ore oop hou. Lorette het 'n belangrike ding gesê Kersdag. Daai stemmetjie wat binne my begin praat het. Daai stemmetjie praat nie net sodat jy nie kan agslaan daarop nie. As daai stemmetjie begin praat, dan moet ons luister. En niks verkeerd of iets nie, is iemand wat hulle wou scam. En toe hulle luister na daai stemmetjie toe, is dit wragtig iemand wat hulle wou scam. And thank God that you listened. En ek het hier geskryf ook, 'n baie belangrike punt, dit is slegs God wat enige persoon se diepste behoeftes kan ontmoet. Kan ek dit weer sê? Dit is slegs God wat enige een van ons se diepste behoeftes kan ontmoet. My broer en my suster, daar's baie keer goed wat ek nie vir Yvonne sê nie, want ek weet dit sal haar, it's not going to be good for her. En ek kan dit met God bespreek. En so kan elkeen van ons. En vir die van ons wat die vraag vra, maar hoekom laat God die verkeerde dinge op die aarde toe? Baie van ons het dit gevra, I'm also asked it. En God het my die antwoord gegee deur te sê, ek en jy moet onthou, dat ons nie in 'n goeie wêreld leef nie. Number 1, ons moet onthou, dat ons nie in 'n goeie wêreld leef nie. Number 2, dit is nie die wêreld wat God vir my en jou beplan het nie. God het 'n wêreld gemaak, vry van siekte, vry van sonde en vry van die dood. We can read Genesis. Dis die wêreld wat God gemaak het. Maar toe slaan die popo die fan. En ek en jy leef in 'n wêreld wat gemaak is deur Adam en Eva. Want toe hulle besluit het om teen God te gaan, weet ons alles wat gebeur het. Sin took over. En dis nie wat God vir my en jou beplan het nie. En ek het hier geskryf ook, maar God was nog steeds Adam en Eva begenadig. En God gee vir my en jou ook genade, sodat ek en jy kan besef dat sonder God ons nie eintlik nie, maar definitief, sonder God is ek en jy absoluut niks. En deur God se genade kan ons hoop hê, selfs in die moeilikste tye. En ek wil graag afsluit met die volgende. En hoekom ek hierdie boodskap met julle deel is, ou jaar gaan ons nie 'n diens hê nie. Die eerste gaan ons nie 'n diens hê nie. Ek dink die eerste wat ons in die nuwe jaar 'n diens gaan hou, is die 4de. So ek en jy met hoop die nuwe jaar kan ingaan. Kersdag het Driekus vir ons gesê dat wanneer die klokke lui, ons moet weet dat God vir ons vrede gee. God has given us peace. God is daar vir elkeen van ons, elke dag. En dit is hoekom Jesus gebore is. Want sonder Jesus sou ek en jy glad nie met God versoen kon word nie. Ons sou nie. Wanneer ek en jy deur moeilike tye gaan, dat ons sal besef dat God soewerein is. God is in beheer. God het my en jou so lief. God is getrou. And God won't disappoint me and you. Dan die laaste skrif wat ek met julle wil laat. Romeine 8 vers 35 tot 39 sê vir ons, kan enigiets ons ooit van Christus se liefde skei? Eersteen, kan enigiets ons ooit van Christus se liefde skei?
Sal dinge soos lyding of benoudheid of vervolging, honger of koue, of gevaar of doodsdreiging dit regkry. Selfs die skrif verklaar tog, om u ontwil bedreig die dood ons die hele dag, en word ons as slagskape beskou. Tog is ons ten spyte van al hierdie dinge besig om 'n klinkende oorwinning te behaal. Dink aan die klok. Klinkende. Klok wat lui. God is giving me and you his peace. Deur Christus wat sy liefde so duidelik aan ons bewys het. Een ding weet ek vas en seker, niks kan ons ooit van Christus se liefde skei nie. Niks. My boetie en my sissa, hou vas aan daardie woord. Nie dood of lewe of engele of duiwelse magte nie. Nie ons vrees vir vandag of ons kommer oor môre nie. Niks kan ons skei van Jesus se liefde nie. Ook nie bo-aardse magte nie. Ja, hoegenaamd niks daarbo of onder in die dieptes of elders in die skepping sal ons ooit kan skei van die liefde wat God in Christus Jesus, ons Here, vir ons het nie. And that's my story. That's my story. Niks. My boetie en my sissa, niks. God sê, los die worries vir hom. Niks. My boetie en my sissa, ek wil vir julle sê dat yesterday is past. Tomorrow, I don't know. Now, I know. En daardie woord sê, niks. Nothing can take away Jesus' love for me and you. Mag julle 'n awesome week hê. Mag julle die nuwe jaar ingaan met Jesus se vrede saam met elkeen van julle. Mag daardie worries omgekeer word, daardie bangheid omgekeer word deur te sê, ek is vir niks bang nie. Ek weet God sal elke dag saam met my wees. Amen. Kom sluit die oë. Here, baie dankie vir die woord. Dankie vir die woord wat sê dat Here, dat daar niks ons van u liefde kan skei nie. Here, dankie dat u elkeen van ons so lief gehad het, dat u Jesus aarde toegestuur het. Here, dat u geweet het dat sonder Jesus ons geen versoening met u sou kon gehad het nie. Here, help ons waar ons bekommernisse het oor die nuwe jaar, waar ons bekommernisse het oor môre. Here, elkeen van ons het verskillende bekommernisse. Maar Here, laat ons bekommernis op u sal werp. Lord, you know the answers. And Lord, that you will give each and every one of us the peace. Wees met ons. Seën ons. Dit is my gebed in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ek gaan vra dat ons die offerhande opneem.